Goeiedag. Ek het vanaand net klaar gewerk en ek het van my Bybel gelees nou voordat ek gaan stort en slaap. En toe ek nou net klaar gebid het, het ek net weer gedink daaroor hoeveel keer het ek nie al goed van God gevra. Dink maar net in jou eie lewe, hoeveel keer het jy al nie goed vir God gevra in gebed? Toe jy op skool was, het jy waarskynlik tot die Here gebid en gevra dat jy 'n nuwe fiets kan kry. Of het gebid dat jou ouers nie so ouderwets moet wees, of dat jy jou eie reëls kan maak en kan doen soos jy goede, dat jy kan besluit hoe laat jy in die aande by die huis moet wees, wanneer jy nodig het om te swat en nie. Toe jy op universiteit was, het jy gebede waarskynlik gewissel. Kan ek dalk 'n sportsmotor kry? Of ek hoop ek kom hierdie vak daarin deur in die einde van die jaar om my graad te kry, en sal die Here my nie daarmee kan help. En dan as jy eendag begin werk, dan verander jou gebede weer. Dan is daar ander goed wat jy wil hê. Bewaar my gesin, help my dat ek nie my werk moet verloor nie. Wees met my elke dag dat ons nie gekaap word of beroof word in vandag se tyd. En so vra ons baie keer goed vir God. As ek mooi daaroor dink, het ek omtrent nie eers 'n kwart daarvan gekry van dit wat ek alles van God gevra het. En tog bid ek baie keer die woorde, laat u wil geskied. Ek dink baie keer ons bid maar hierdie woorde omdat dit 'n cliché is en omdat dit dalk maar 'n gebed hoort. Ons het dit van kleintyd af aangeleer, Jesus het ons so leer bid. Maar wat beteken dit om te bid, laat u wil geskied? En dat dit beteken dat jy dalk nie gaan kry waarvoor jy vra nie. Dit maak dit 'n bietjie moeiliker. Daar's 'n gedeelte in die Bybel in Markus waar Jesus ook gaan om te bid. Dis net voordat sy kruisiging en lyding gaan begin. En dan gaan hy tot God en bid tot God en hy vra dat God hierdie lydingsbeker by hom moet laat verbygaan. 3 keer vra hy dit. Sy wil is eintlik in stryd met wat God wil. Hy wil dit anders. Hy bid tot God en sê, Abba Vader, alles is vir u moontlik, neem hierdie lydingsbeker van my al weg. Nogtans nie doen wat ek wil nie, maar laat u wil geskied. Jy kan net dink hoe beangs hy moes gewees het dan in die tuin van Getsemane waar hy gebid het. Maar dan, na die 3de keer dat hy gebid het, staan hy op en het is asof 'n kalmte oor hom gekom het, en hy sê, kom ons gaan, die man wat my verraai is hier naby. So asof hy doodgelate aanvaar wat met hom moet gebeur. Ja, Thomas, sê jy sê, 'n mens kan seker bid, laat u wil geskied as dit goed gaan. Maar wat as dit regtig swaar gaan? Wat beteken dit om in lyding te bid, laat u wil geskied? Dit is baie moeilik. Ja, dit is. Dit is moeilik om dit te bid in sulke tye. Maar hoe kry mense dit reg? Hoe kry iemand soos Jesus dit reg? Om te aanvaar wat God se wil is, al beteken dit partykeer lyding. Die geheim lê in die manier hoe hy bid. Want hy spreek God aan as Abba Vader. 'n Mens kan eers werklik bid as jy jou vertroue ten volle in God se hande gee. As hy sê Abba Vader, beteken dit, dis die een wat hom beskerm en wie hy vertrou. Kom ek verduidelik dit anders. As hy kleuter in die nag 'n nagmerrie gekry het, dan roep hy gewoonlik na sy pa of sy ma. Dan kom hulle na hom toe, en as hulle by hom is, dan voel hy beter. Voel hy rustig. Die donkerte het nie verdwyn nie, maar hy is nie meer bang nie. Want sy pa of ma wat hom liefhet, is by hom. En dis hoekom ons dit bid. Ons bid, laat u wil geskied, dat ons weet dat God ons liefhet. Wonder jy partykeer of jy kan bid, laat u wil geskied, al beteken dit lyding? Vraag is eerder, is jy bereid om jou vertroue in God te stel? Ja, mens kan dit seker bid omdat hy God is. Maar meer nog,
Hy is die God wat jou geskaap het, wat jou beskerm het, wat elke dag in jou behoeftes voorsien. Hy is die God wat nog elke dag, elke oomblik van jou lewe by jou was. Onthou, hy is die God wat sy seun gegee het, sodat jy kan lewe. Hy was bereid om sy seun die lyding te laat deurgaan van 'n kruisdood. Laat sy wil geskied het, al was dit nie Jesus se wil nie, sodat jy kan lewe. Dit is 'n God wat jou lief het. Kan jy jou vertroue in hom stel? As 'n mens so daaroor dink, dan word 'n mens weer bereid om tot God te bid en te vra wat jy graag wil hê, maar ook om dit te lei met die woorde, laat u wil geskied. Want God is God. Hy beskik en besluit oor alles en hy weet wat is die beste vir ons. Partykeer kos dit lyding. Partykeer gee God nie vir jou wat jy vra nie. Maar jy moet die vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan en jou vrae aan hom te stel en met hom te worstel. Want snaaks genoeg in jou worsteling kry jy kalmte, kry jy rustigheid, soos wat Jesus gekry het voor sy kruisiging. Mag jy, wanneer jy weer met God praat en jy vra en waarom vra aan hom stel, mag jy by hom kalmte kry. Kalmte en rustigheid, omdat jy naby jou Pa is, jou hemelse Vader. Tot volgende week.